Hi, goeiedag aan almal. Ek hoop dat dit gaan beter en dit gaan goed. Ja, daar's baie mense wat deur nogal interessante tye gaan, maar alles is ten goeie. Onthou net alles is ten goeie. Op my hart vandag is net ek het aksie van gister af of in die week 'n paar konversasies gehad en so en dit gaan oor geloof. Dit gaan oor glo jy of weet jy? Ja, nou geloof is, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen. So, ons moet 'n vaste vertroue begin hê in God, en nie net glo nie, maar 'n vaste vertroue hê. Jy hoef nie te glo of God faithful is nie. Hy is faithful, dis wat hy is. So you don't have to believe it. That's who he is. So as ek na hierdie blou hemp kyk op wat ek aan het, ek hoef nie te glo hierdie hemp is blou nie, ek weet hierdie hemp is blou. So dit is die karakter, so ons moet op die karakter van Jesus Christus ons Here en God, almagtige God, ons Vader glo. En Heilige Gees wat ons empower, ons moet dit glo. Ons moet dit weet. Ons moet weet dat Holy Spirit is the power, is the spirit of truth that leads us in all truth. Ons moet dit weet, ons hoef dit nie meer te glo nie. So dit is volgens my nou, en dit is wat op my hart is dat ons moet weet dat Jesus is die Christus, die Seun van die lewende God, hy wat in die vlees gekom het, wat gekruisig was vir ons sonde, en wat die derde dag het God hom opgewek, en deur sy volkomme werk is ons geregverdig, deur sy volkomme werk is ons versoen met God, the ministry of reconciliation. Ons moet dit weet, ons moet nie meer glo nie. Ons moet dit weet, dis 'n vaste vertroue. So ek weet God is getrou, al is ek ongetrou. Ek weet hy beskerm my. Ek weet hy voorsien vir my. Ek hoef nie meer te glo nie. So in daardie sens skuif dit ons bietjie meer in 'n ander denkwyse in. En obviously ons weet dat gedagtes is frekwensie en dit is nie new age nie. So nou verander die atmosfeer om jou. Van nou weet jy. Ek hoef nie iets te glo, jy sê, ek glo my vrou gaan vir my goed versorg nie, ek weet sy gaan my goed versorg, ek weet dit, dus ek hoef nie eens meer dit te twyfel nie, ek weet sy's unconditional, ek hoef nie te glo, jy sê, het my vrou my dalk bietjie lief, of nie, ek weet sy het my lief, ek weet sy het my unconditional, en ek weet sy wil die beste vir my hê. So, jy sien, dit is net ek dink dit gaan regtig vir mense baie help, om nie meer te sê, so ja, ek glo, God gaan vir my deurkom, en dat hy gaan vir my voorsien, en dan partykeer is daai 'n bietjie van 'n, ja, nee, maar wanneer ek sê, ek weet God gaan vir my dit doen, dan verander dit verander, ek weet dit is hy, dit is dit, ek weet dat every good and perfect gift comes from the Father van above, ek weet, dis verhouding bou. Nou, ek glo dat wanneer ons die verdiep in ons verhouding, dan begin ons ook meer introspeksie doen. Een van my gunsteling psalms wat ek wil bid oor julle en oor my ook, is Psalm 19, waar hy sê, who can understand the error of his ways? Cleanse your servants from his hidden faults and keep him from his presumptions. En dan later sê hy ook, may the meditation of my heart and the words of my lips be acceptable unto thy sight. So dit vat 'n plek van introspeksie. Ek sien daar's die een ding wat op my hart ook is dat die mense kan soveel praat oor die toestand van die kerk en die toestand van leiers en die toestand van mense. Maar in die een kant doen hulle nooit introspeksie van self nie. Hulle gaan nooit met hulle hart en buig hulle hart voor die Here en sê, Here, kom expose wat is in my hart. Here, gee my aanvaarding vir die waarheid wat U vir my wys. Here, transparency, Here, wat is my motief van my hart? En baie mense sê, die Here ken my hart, die Here ken alles van jou. Die vraag is, weet jy wat steek weg in jou hart? Weet jy wat is daar? En dan wanneer God dit vir jou in liefde kom wys, sodat jy kan genees deur die bloed van Jesus, gaan jy dit aanvaar as waarheid? Of wat gaan jy doen? En daardeur, hoe meer ons genees, hoe meer verander mense om ons, hoe meer sien ons mense anders te raak. En dit is, ek praat van my persoonlike journey hierso. So, meeste van my gebed is, come and cleanse me from my defaults. Kom deursoek my, kom wys my. Geef vir my a teachable spirit, acceptance to the truth that you show me. Nie is my enige waarheid nie.
En daardeur verander dit en daardeur kan ons mense meer aan die liefde hê. Die kerk is vol sondaars. Prys die Here, hulle is daar. Want somewhere along the line gaan die Here met hulle werk. En as jy kerk toe gaan om vir ander mense te kyk en goeders, dan vra ek, wat is jou motief? Hoekom gaan jy kerk toe? Is jy daar vir die Here of is jy daar vir worship of is jy daar vir mense of daar goeders? En dit is die motief van die hart. En is nie judgment nie. Hierdie is net 'n plek van ondersoek. Ondersoek jou eie hart. So dis die twee goed dingetjies op hart is en mag die Here ons help om regtig introspeksie te doen aangaande ons eie lewe. Laat sy lig meer deur ons skyn. Laat ons 'n humble lewe lei. So ek wil net bid en sê, Vader, in die naam van Jesus Christus bid ek vir elkeen wat onder die klank van hierdie woord sit. Vader, ek bid genade oor hulle en vrede. Ek bid dat u liefde hulle sal oordek, Here. Wanneer u die badwater van die woord kom en hy kom, spoel deur ons en hy wys enige ongeregtigheid uit. Laat ons dit sal aanvaar wat in ons harte wegskuil. Want selfs in my eie lewe, Vader, weet ek dat daar was goed wat net u kon uithaal. Maar dit gekos het ek my hart voor u kom neerbuig. En dis hoekom ons wil nie wees soos daai wat Jesus sê, but hulle worship my met die mond en met die gedagtes, maar hulle hart is ver verwyder van my. Asseblief, laat dit nie so wees nie. Let us not forsake our first love. I ask this in for your name's sake. And for your pleasure, because alles wat ons doen, is gemaak vir u plesier, Vader, in Christus ons Here Jesus. Amen. Dankie, en laat dit 'n mooi dag wees, en my dis in die wêreld het hulle 'n nuwe financial year, baie plekke nou, Februarie, and may this be a new financial year coming for everybody wat deur daai financial ding gegaan het hierdie laaste 2-3 jaar. Me included. Ek is ook een van hulle. So ja, mag dit 'n nuwe seisoen wees. Mag die Here net vir julle eksponensieel doen. Dit wat julle nie kan verstaan of glo, wat nog eens die hart opgekom het nie, sê, het ek beplan vir julle. Mag daai gedagtes wat hy het aangaande ons deur ons lewens manifesteer tot sy eer. Because all the glory belongs to him. Word verheerlik. Vader in Christus Jesus ons Here, en julle mooi dag. Bye bye.